Gesels vanoggend met u oor wie het 'n vader nodig? Wie het 'n vader nodig? Nou as ek die vraag vra, dan sal ons sekerlik almal kan sê, wel ekke. Jy sien, broer en suster, God het die mens gemaak. Ek sit vanoggend terwyl ek nou besig was om voor te berei hier en bietjie deur die boodskap te gaan, toe dink ek net daaraan. Weet jy, toe God in die begin die mens gemaak het, kon hy besluit het, daar moet 3 biljoen mense op die aarde wees. So 3 biljoen mense, daar is julle. En daar's 3 miljoen mense, of biljoen mense, en hulle loop soos mure oralste rond. Maar God het dit nie so bedoel nie. Hy het 'n man en vrou gemaak, en hy het gesê, 'n mens sal 'n vader nodig hê, 'n pa nodig hê. En dis hoekom hy hulle so gemaak het. Jy sien, want hy's 'n vader. Hy ken die vreugde van vaderskap. Maar omdat hy God is, ken hy ook die vreugde van kindskap. En hy weet wat daai verhouding beteken. En dis hoekom hy die mens gemaak het, om 'n vader te wil hê. Hy het ons so gemaak, dis deel van ons wese as mens, om te sê, ek het 'n vader nodig, so elke mens het 'n behoefte aan 'n vader. Nou in die konteks waarin ons nou vanoggend gesels, is dit vir my 'n meerdoelige gesels. Dit gaan nie net oor 'n aardse vader, 'n pa wat ek sy naam kan noem nie, maar dit gaan ook oor 'n hemelse vader. 'n Vader wat die vader van alles en almal is. So dit gaan ook oor hom. So wanneer ek nou vanoggend met jou praat, wil ek hê jy moet die twee loop hand aan hand saam met mekaar en is deel van mekaar. James L. Brooks skryf die volgende, hy sê, I had no roadmap for fatherhood. I had no personal history to draw from. Hier is 'n man wat na homself kyk en vir die mensdom sê, weet jy wat, nou, ek het nie 'n voorbeeld gehad van 'n pa nie, so ek weet niks van pa wees af nie. Ek weet nie hoe om 'n pa te wees nie. Ek het nie ondervinding, ek kan nie teruggaan na 'n plek toe in my persoonlike eie geskiedenis van my lewe en teruggaan soontoe en sê, wel ek was in die soortgelyke situasie, of my pa en my ma of my pa en die mense om hom was in 'n soortgelyke situasie, en ek kan nou teruggaan soontoe en kyk hoe het hy dit hanteer. Dis die voorbeeld wat ek het, so ek kan nou ek het nou iewerste iets om te gaan haal, 'n voorbeeld. En hy sê ek het dit nie gehad nie. Jy sien, soos die sondeval alles in hierdie wêreld beïnvloed het hy ook vaderskap in hierdie wêreld beïnvloed. En hy weet, die vyand weet presies hoe belangrik vaderskap is in elke man en vrou se lewe. Hoe belangrik die rol van 'n pa in jou lewe is. Hy weet dit, en dis hoekom hy so baie fokus daarop om hierdie vaderskapverhouding te verbreek en te verbrokkel, want hy weet, as ek dit kan regkry om jou verhouding met jou aardse pa de mekaar te maak, dan maak ek ook in 'n groot sin, in 'n groot gedeelte jou verhouding met jou hemelse vader de mekaar. So ons kry baie mense wat na die lewe kyk en sukkel om met vader 'n verhouding te hê, want hulle het nooit 'n verhouding met hulle eie vader gehad nie. Hulle het nooit 'n pa gehad wat verklaar het, ek het jou lief. So wanneer God sê, as Vader vir my sê, ek het jou lief, dan verstaan hulle nie heeltemal nie. Daar's nie 'n verwysingsraamwerk nie. En baie van julle wat vanoggend hierso sit, het 'n getuienis daarvan.
Jy het dalk 'n getuienis wat sê, man, my pa het nooit vir my gesê hy het my lief nie. My pa het nooit gewys nie. Van julle sê, nee, my pa was magnifiek en wonderlik, en dit was die wonderlikste pa om te hê, en is great, en is wonderlik, dat jy daai genade gekry het, maar ons weet dat die grootste deel van die mense op hierdie aarde het gebroke verhoudings met hulle eie paas, met daai vader in hulle lewens. En as gevolg daarvan is hulle soos hierdie man, James, wat sê, I have no roadmap for fatherhood. Ek weet nie wat om te doen nie. Jy sien, maar nou, terwyl ons dalk na 'n situasie kan kyk en so half moedeloos word daaroor en sê, maar daar's so geweldig baie gebrokenheid wat uit hierdie ding uitvloei. So baie hartseer, so baie pyn, dat jy wil amper negatief raak wanneer jy daaraan dink. En as jy net so een trekkie teruggee, dan staan jy so langs Jesus. Dan sê Jesus vir jou, is okay. Ek ken 'n Vader. Ek ken 'n Vader. Jy sien in 'n tyd waar die Israel as 'n volk die pad met God stap, en hulle manier van aanbid en verhouding met God was, God is daar ver weg, iewester. God is eenkant. Jy sien, hier is die tempel en die voorhof en die heiligdom waar net die priesters kan inkom, en dan is daar die allerheiligste waar God se heerlikheid teenwoordig is, en God is daar agter iewester in daai plek. En Jesus kom en sê, nee, kom ek vertel julle iets anderster oor hierdie God wat in daai plek is. Dis nie 'n pa wat daar agter wegkruip in 'n kamertjie wat net een persoon eenmal 'n jaar kan ingaan nie. Nee. Hierdie is iemand anders. Kom ek stel julle voor aan my Vader. In Matteus 6 vers 9 lees ons die volgende. Hy sê, en Jesus praat met sy disippels, hy sê vir hulle, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is. Jy sien, Jesus kom wys vir sy disippels, en deur sy disippels en deur die woord vir ons almal, daar is 'n Vader, en ek is deel van hom. Dis nie, Jesus bid nie en sê, julle moet so bid vir Jesus se Vader wat in die hemel is nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê nie daar, bid vir my Vader wat in die hemel is nie. Hy sê, bid vir ons Vader. Bid vir ons sinne. So dis Jesus, broer en suster, Jesus het so magnifieke baie goed vir ons kom doen. En hierdie is een van hierdie goeders, is dat hy vir ons sê, weet jy wat, né? Jy het 'n Vader. Hy's myne, maar hy's ook joune. So ons kan met hom praat en ek noem hom Vader, want hy's onsinne. En Jesus gaan verder as dit. In John 17:20-21 he says, I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their words, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Jesus does not only reveal Father, but he invites us into a personal, intimate relationship with that Father. So dit is nie, wanneer Jesus sê, hy sê nie, kom ek stel julle net voor aan ons Vader nie. Hy sê nee, hy meer as dit. Hy sê, weet jy wat, nee, ek
deel my Vader. Ek is sy enige gebore seun. So hy kon aanspraak maak om te sê, dit is my Vader. Maar hy sê nie dit nie, hy sê dis onse Vader, en in die onse Vader sê hy meer as dit, hy sê ek nooi jou, kind van God, wedergebore kind van God, ek nooi jou in hierdie intense, persoonlike, in diepte verhouding met Vader. Nie iewerster op 'n afstand nie, maar in jou. Ek bedoel, want as ek nou binne in jou gaan inklim, dan kan jy nou sê, maar jy is nou 'n bietjie naby aan my, man. Is dit nie so nie? En dis wat hy sê, Vader, soos ek in u en u in my, so nooi ek hulle, so vra ek u Here, laat ons saam hulle in ons kom woon, in u, in my. Dis 'n intense, persoonlike, intieme plek. En dis waarna toe hy ons nooi, hy sê, I want to share my relationship with my Father with you. You can have that same relationship. So jy kan presies dieselfde verhouding met Vader hê, as wat Jesus met Vader het. Jy hoor wat ek sê? Jy kan presies dieselfde verhouding met Vader hê, as wat Jesus het. Nou, dis onbeskryflik, as jy bietjie daaroor kom dink. Jy sê my nou ongelukkig, die sonde ons lewens kom aanraak op hierdie aarde. En in die konteks van ons belewenis van Vader, is daar baie mense wat 'n afwesige Vader beleef. Nou, daar's 'n verskil tussen aanwesig en teenwoordig. Ek sê dit weer. Daar's 'n verskil tussen aanwesig en teenwoordig. Baie paas is aanwesig, maar nie teenwoordig. Jy sien, my kind kan na my vrou toe gaan en vra, waar's daddy, waar's pa? Of my vrou kan na my kind toe gaan en vra, waar's daddy, waar's pa? Dis, hy's iewerste. Hy's iewerste. Dis aanwesig. Maar as daai kind sê, nee, hier's hy speel saam met my, hy's besig hier saam met my, hy's teenwoordig. So, ons, die wêreld, die vyand, het dit reg gekry om paas afwesig te maak. Want hy weet wat is die invloed. En hy weet wat is die effek daarvan. En hy het dit nie net reg gekry om paas afwesig te maak, sodat hulle moet ver weg wees vir lang tye en nie by die huis wees nie. Of hulle moet so besig wees met hulle werk oral in die land, dat hulle nie by die huis is nie. Nie net daai afwesigheid nie, nie net die afwesigheid wat egskeiding bring nie, nie net die afwesigheid wat dood bring nie, maar ook die afwesigheid van ek is in die huis, maar ek is nie teenwoordig nie. Want jy is so besig met jou goed by die huis, dat jy nie teenwoordig is vir die mense in jou huis nie. Jy kan, nou kom ek verduidelik, ons maak net gou weer terug na die geestelike plek toe. Jy kan nou vanoggend hier so sit, jy kan na my luister, jy kan hoor wat ek sê, en die Heilige Gees is teenwoordig en is besig om met jou te praat, maar jy kan hom ignoreer. Jou kop is op 'n ander plek. Jy dink aan 'n goeters, jy beleef aan 'n goeters. Die Here kan opdaag in sy teenwoordigheid hier en jy kan hom net eenvoudig ignoreer.
asof hy nie daar is nie. Ons almal het die vermoë. So ek kan aanwesig wees, ek kan by die huis wees, ek kan daar wees, maar ek is nie noodwendig teenwoordig vir my kind nie. En baie van ons het dit beleef in ons lewens. Nou, dit beteken nie, jy is 24 uur op 'n dag, sit jy met jou kind op jou skoot nie, dis nie prakties nie. Maar daar is tyd en plek waar ons aanwesig is, en afwesige vaders het 'n geweldige groot invloed op ons lewens. James Boswell, ek lees die storie van hom. En toe ek het lees, toe my hart het sommer net so 'n bietjie de mekaar geraak op daai oomblik. James Boswell, hy baie jare gelede, 1791, daar in daai omgewing het hy geleef. Hy skryf 'n boek, hy's 'n skrywer, hy skryf blyspele en allerlei goeters vir opvoerings, hy doen 'n klomp goeters, maar hy's ook 'n skrywer. En in sy openbare lewe het hy baie keer gepraat van 'n gebeurtenis in sy lewe. Iets wat gebeur het. En hy het baie daarna verwys, soveel sodat mense naderhand, wel, dit is 'n belangrike tyd en 'n oomblik en 'n plek, want hy het aanhou verwys na dit. En die ding waarna hy verwys het, is die volgende. Hy sê, toe ek 'n jong seun was, het my pa eendag na my toe gekom en vir my gesê, môre gaan ek en jy heeldag visvang. En ek was nou baie opgewonde daaroor, en want ek sien uit, ek en my pa gaan visvang. En hy het al die goedjies reg gekry, en die visvanggoedjies reg gekry. Die volgende oggend is hy en sy pa by die waters, en hy verwys in baie gesprekke, in baie openbare geleenthede, het hy verwys na die geleentheid, en dan wys hy altyd, die dag toe ek en my pa by die waters visvang, het hy vir my hierdie gesê, toe sê hy vir my hierdie, en dit het my lewe gevorm, en die dag toe ons daar was, toe sê my pa vir my, wow, hierdie, en hy het hieroor gepraat, en ek het dit vast in my hart geberre, en baie van die goed wat sy pa vir hom gesê het hy gevat, en dit het groot deel van sy grootmens wêreld oorheers, en hoe hy dink, hoe hy voel, hoe hy optree. So dit was, hy het amper altyd daarna verwys. En iemand wat toe op 'n stadium bietjie navorsing doen, sê toe, hulle wonder wat het sy pa, wat het sy pa gesê oor die dag? Want as hy so opgewonde wees, wat het sy pa gesê? En hy gaan soek sy pa, James Boswell se pa se joernale, en hy kry dit, en hy soek haar deur, en hy kom by hierdie dag. En weet julle wat skryf sy pa oor hierdie dag? Die volgende woorde. Gone fishing today with my son, a day wasted. Dis so sad. Dis so sad. A day wasted. Is dit nie baie keer hoe ons aardse paas maar is nie? Ons is so besig met ons goed, dat die tyd wat ek met my kind moet spandeer, of dit 'n seun of 'n dogter is nie vir my belangrik. It's like wasted time. Dit het my net bietjie laat dink aan die effek van, kan jy vir jouself dink, as James Boswell se pa 'n besluit geneem het in sy lewe, om te sê, ek gaan eenmal in 'n maand my kind vat om te gaan visvang. En dan gaan ek in sy lewe inbou. Net eenmal 'n maand. As een dag in die lewe van James Boswell so 'n groot verskil gemaak het, hoe sou 100
daar nie gewees het. Maar ons is baie keer so selfgefokus, so in onsself, met ons eie ding, jy weet, ons moet voorsien, ons moet al hierdie goeders doen, jy weet, ek het my stokperdjie en nou, ek sê weer, dit gaan nie oor 24 ure dag nie, maar dit gaan oor spesifieke tyd, wat ek met my kind spandeer, en wat my kind vaderskap moet beleef. Ek lees hierdie stukkie uit the Children's Bureau. Hulle skryf hier volgende: 'n afwesige vader kan lei tot 'n beduidende negatiewe gevolge, insluitend die volgende: hy sê emosionele probleme, soos depressie, angs, lae selfbeeld en woede, gedragsprobleme, soos aggressie, misdadigheid en dwelmmisbruik, swak akademiese prestasie met 'n hoër risiko vir skoolverlating. Aangesien kinders verlate of onwaardig kan voel, sukkel hulle met vertroue, en omdat hulle nie 'n positiewe rolmodel het nie, stoei hulle met verhoudings. Hulle hele lewensuitkoms word beïnvloed. Jy sien, ek wil afwesige paas is in die wetenskap al so bestudeer, en die sielkunde so bestudeer, ons almal weet wat is die effek, en ons sien dit, en ons ervaar dit, en ons beleef dit, maar wat vir my die ergste van alles is dat paas nog steeds afwesig kan wees. Maar daar is een vader, wat nooit afwesig is nie. Nooit afwesig is nie. 'n Vader wat met my lewe handel, nie uit gebrokenheid nie, maar uit heelheid, uit volmaaktheid. 'n Vader wat in my lewe kan inbou en met my kan praat en met my kan deel oor myself, oor die lewe, oor omstandighede op so 'n wyse dat dit my lewe integraal sal verander. En weet jy wat, hy doen dit sekonde vir sekonde vir sekonde. Hy's konstant altyd daar. Hy saam met Jesus en Jesus het ons genooi. Ek in die Vader en die Vader in my en ons en julle in ons. Jy, kind van God, in ons, in my en in die Vader. Teenwoordig altyd. En dis daai Vader wat toe ek en jy moet draai. Kyk, ons sit met gebrokenheid, en miskien sit jy self met jou eie gebrokenheid, en jy sit met jou omstandighede, maar binne in alles, daar's iemand na wie toe ek en jy kan draai. Daar's iemand, daar is 'n Vader na wie toe ek kan draai, en ek weet, hy is my Here. Dis daai Vader, na wie toe ek en jy moet draai. So ons benodig ons vaders op die aarde en ons hemelse Vader vir 'n paar goedjies, 3 goed, en ek wil dit net vandag vir julle sê. Ons benodig 'n voorsiener. En dit is gewoonlik waar dit begin, hy voorsien. 'n Hartse pa voorsien. Ek wil jy het 'n dak oor jou kop nodig, jy het kos nodig om te eet, jy het die basics nodig, jy het klere om nodig om aan te trek. Dis God se orde. Pa, jy voorsien vir jou kind. Jy maak seker jou kind het wat hy nodig het. Hy voorsien, en hy is die voorsiener. So, dis sy rol wat hy speel. En dit gaan oor wat hy vir jou en my gee. En dit gaan daaroor dat ons het behoeftes. Nou, ek het 'n behoefte, en my aardse pa is die een wat my moet help om in my behoefte te voorsien. Ek het 'n hemelse Vader, en ek het behoeftes. En wat doen my hemelse Vader? Hy voorsien in my behoeftes. So ek het 'n Vader wat nodig het om in my behoeftes vir my te help en te voorsien. In die konteks van mense gaan dit daaroor wat ek vir my kind gee. So dis wat voorsiener is. Wat gee ek vir my kind? En dit skep in ons harte afhanklikheid. So ek is afhanklik van die voorsiener. Jy kan 'n klein babietjie daar neersit, en hy sal net daar doodgaan. Hy's afhanklik van die mense wat voorsien.
'n klein kindjie, maak nie saak wie ons is nie. Ons het 'n behoefte om voorsien te word. En my reaksie, as ek dit nie ontvang nie, as ek nie voorsiening ontvang nie, dan ontwikkel ons minderwaardigheid. So as jy 'n pa het wat glad nie voorsien nie en glad nie vir jou iets gee of jou help nie, wat nie vir jou behoeftes voorsien nie, dan word ons minderwaardig. En my reaksie behoort te wees, ek kan dit ontvang. Dis wat pa's doen. Hulle gee. Vaders gee. Dis wat my Vader doen in die hemel. Hy gee. Hy het Jesus kom gee. En hy sê, ontvang hom. Hy sê, ek maak die sluise van die hemel oor jou oop. Ek wil seën oor jou uitgiet. Ontvang dit. So hy is die een wat die hele tyd gee. Homself gee. Alles gee. En hy sê net, kind, ontvang dit net, man. Ontvang dit. Maak jou arms oop, maak jou hande oop. Ontvang dit. Ek wil dit vir jou gee. Maar hy is ook, die Vader is ook 'n rigter. In die Engels is die woordjie judge. As jy nou gaan kyk in die Bybel praat van rigters, is judge. Maar die judge is nie die een wat oordeel nie. Judge is die een that gives direction. Okay? Dis daai judge. Okay? So dis nie judge wat oordeel en daai goed is nie. Dis iemand wat rigting gee. Dis wat 'n vader doen, is dit nie? Dis wat 'n vader doen, jy gee rigting. Jy leer, jy spreek in 'n kind se lewe in. Jy help hulle om rigting te kry en aan te gaan in die lewe. Ja, daar's 'n tyd en 'n plek en is baie belangrik wanneer ons kindertjies klein is, dan speel ons man. Dan moet jy moet nie te veel worry oor rigting vir 'n kind as hy klein is nie. Het julle geweet kinders kry outomaties rigting? Gewoonlik na die verkeerde goed toe. Okay, maar klein kindertjies, speel, geniet dit. Maar daar's tye van rigting gee. Daar's tye wanneer ek en jy begin om te sê, dis waantoe, dis hoe dit werk. Doen hierdie, moenie daai doen nie. Hierdie gedrag gaan vir jou moeilikheid veroorsaak. Jy kan nie so praat met mense nie. Jy kan nie so praat met jou ma nie, want as jy so praat met jou ma, beteken jy gaan met ander mense so praat. En as jy met ander mense so praat, gaan jy 'n prys betaal. Want jy gaan eendag met jou baas so praat en dan is jy in die moeilikheid. En jy gaan met jou vrou so praat en dan is jy nog groter in die moeilikheid. So jy gee rigting, dis wat jy doen, dis wat 'n vader kom doen. Hulle kom gee rigting. So dis waaroor dit gaan. Andrew Seal het gesê, what I love most about fatherhood is the opportunity to be part of the development process of a new life. En dis wat ek en jy doen. Toe ons kinders klein was, het ons vir onsself die saak uitgemaak as man en vrou, as ouers. Om te sê, dis ons verantwoordelikheid om ons kinders groot te maak, om hierdie lewe in die oë te kan kyk. En om dit te kan hanteer. Dis waarvoor ons hier is. Ons moet hulle help, om eendag op hulle eie voete te kan staan, en hierdie lewe in die oë te kyk, en dit te kan hanteer. So deel van wat jy doen as 'n ouer en 'n pa is om rigting te gee en leiding te gee en hulp te gee. Daai hulp om rigting te kry. So, dis wat ons doen. Jou rol is die rol van 'n rigter. Dit gaan oor wat jy vra van jou kind. Moenie dit doen nie. Gaan doen daai. Dis jy soek 'n reaksie, gedrag, verandering, wat ook al by jou kind, en dit moet verander en dit moet oorgaan in iets anderste. En dit gaan oor reëls. Jy lê reëls neer. In die konteks van mense gaan dit oor wat ek van my kind vra. In die konteks van ons hemelse Vader, dit gaan oor wat vra hy van jou en my. En ek en jy kan na die woord toe gaan en gaan kyk. Daar's baie goed wat Vader van ons vra. Maar hoekom vra hy die goed van jou en my? Hoekom lê hy reëls neer? Nie omdat hy ons nie lief het nie, maar reeds omdat hy ons lief het. Want hy weet, as ons die grense oorskry van hierdie woord, as ons die grense oorskry van hierdie woord, en van dit wat hy vir ons hierin gee, is ons altyd in die moeilikheid. Sien broers en susters, kom ek gaan net gou terug na hierdie prentjie. Jy sien, daai wat ek aan die begin gesê het, die probleme van 'n afwesige vader.
emosionele probleme, depressie, angs, lae selfbeeld en woede, gedragsprobleme, aggressie, misdadigheid, dwelmmisbruik, swak akademiese prestasie en wat nou saam met dit gaan. Met ander woorde, al die goeters wat in my menswees lewe kan skeefloop omdat my pa afwesig is. Dis die goed wat in jou geestelike lewe gaan skeefloop as God, as Vader afwesig is. So as ek nie 'n verhouding het met my hemelse Vader nie, moenie skrik as jy angs en depressie en al hierdie goeders gaan ontwikkel nie. Jy gaan emosionele probleme hê. Jy gaan, dis die pad wat jy gaan stap. Jy gaan gedragsprobleme hê. Dis so eenvoudig soos dit. En ek en jy moet dit verstaan. Dis waar God deel is van jou en my lewe. Hy kom spreek in ons lewens in, hy kom help ons en hierdie help ons om op die pad te bly. Maar as ek nie 'n verhouding met hom het nie, het ek 'n probleem. Jy sien, kom ek gaan gou net ek reverse so 'n bietjie. Ek moes dit eintlik gesê het terwyl ek nou daar was. 'n Afwesige pa is nooit die kind se skuld nie. Is nooit die kind se skuld nie. Julle hoor dit? So in die vlees, jou vleeslike pa. 'n Afwesige vader is nooit die vader se skuld nie. Want hy's alomteenwoordig en altyd daar. Dit het altyd te doen met jou. Altyd te doen met jou. So Vader is altyd daar. As ek hom nie beleef nie. As ek hom nie as Vader ervaar en beleef nie, dan moet ek vir myself vra, hoekom? Is daar fout by God? Nee. Dan moet die fout op 'n ander plekkie lê. Dan lê die foutjie hier. Want hy is altyd teenwoordig. Hy is altyd teenwoordig as voorsiener en hy is altyd teenwoordig as rigter in my lewe. So met my en my kinders, dit gaan oor wat ek vir hulle vra om te doen, wat ek wil hê hulle moet doen. Dit skep in my, as ek op die plek leef, en ek kry rigting, dan skep dit respek. As dit afwesig is, dan skep dit woede. Ek wonder hoeveel mense het ek al gepraat, wat se paas in hulle lewens afwesig was. En wat is die een groot emosie wat hier binnekant lewe? Woede. Ek is kwaad vir hom, omdat hy afwesig was. En omdat ek nou kwaad is vir hom, is ek sommer kwaad vir almal. En baie keer is ek ook kwaad vir God, as gevolg van sy afwesigheid. My aardse paasinne. Die mense loop met 'n stukkie woede in hulle harte rond en hulle weet nie waar dit vandaan kom nie en hulle stoei daarmee, want hulle het nog nooit vrede gemaak met die feit dat hulle aardse pa nooit teenwoordig was nie. Ek sit vooroggend, nee, ek het nie gesit nie, ek het geloop. Ek het so rondgeloop. En terwyl ek so besig is om so deur die goed te loop en te dink en met die Here te praat, toe dink ek aan my eie pa. Ek sommer so net so aan my eie pa. Ek sou gelyk het as my pa so 20 jaar oud was toe ek hierdie preek gepreek het. Dalk het hy sy leefstyl verander. Maar terwyl ek nou so daaraan dink net, toe skielik te roer so ietsie hier binne. Net so 'n dingetjie wat so beweeg. Ek het eintlik net gestop en gesê, wat is dit nou hierdie nou? Wat gebeur nou?
Raak hierdie nou intens naby die vel? Voel jy hierdie aan jou lyf nou? Wat is dit wat nou besig is om te gebeur? En ek moes sit en net sê, Here, ek het mos nou met hierdie goedjies gedeel. Is hier nou 'n stukkie wat ek nie meer gedeel het nie? Wat beweeg nou so? Hier's nou ietsie wat net so maak. En toe moes ek hom nou eers weer uitsorteer. En net vir myself sê, nee, maar jy het nou al vergifnis gegee. En vryspraak gegee. En jy is al genees. Kom maar, ek herinner maar net die vyand ook daaraan, dat hy net onthou ek is genees. Ek het vryspraak gegee, en ek het vergifnis gegee. En as jy, mensie, as jy met die ding stoei, oor 'n afwesige pa, ek is nou by 'n derde preek, ek dink nou, maar as jy nou in jou hart hierdie dingetjie het, oor 'n afwesige pa, jy sal moet vergewe, en jy sal moet vryspreek, sodat jy kan genees. Sodat jy kan genees. OK. So, ons sit baie keer met woede, omdat ons nie 'n rigter het nie. Iemand wat vir jou rigting gee nie. Uit die aard van die saak, kan die rigter wat goed verkeerd doen, ook woede opwek. Julle verstaan dit? As die rigter my elke dag 'n klap gee, omdat ek nie op die pad is nie, gaan 'n woede ook in my hart opstaan. So ons aardse Vader is hy is ons voorsiener, en hy is die een wat rigting gee. En as 'n aardse pa, moet ek vir Vader vra, help my, om soos u voorsiener te wees. Dit beteken nie, ek damp net alles op my kinders, en hulle het alles wat hulle nodig het. Nee, jy doen dit met wysheid. As ek rigting gee, Here, help my om rigting te gee, soos my aardse, soos wat u rigting gee. Nie soos wat ek dink nie. Ek het nodig dat Vader my help om rigting op die regte manier te gee. En my reaksie is, ek moet rigting hanteer. Jy sien, ons het twee verskillende soorte mense. Jy het mense wat konstant grense toets. Wie van julle is so? OK, kom ek vra net gou. Wie van julle se vrouens is so? OK, daar's 'n bietjie meer hande. Wie van julle se manne is so? Daar's 'n paar hande nou. OK. Ek moet net dit reg vra. Dit kom so by die antwoord uit. Jy sien, baie mense hou van grense toets as hulle persoonlikheid. Dis hoekom Bartimeus Dias op 'n skip klim en van deur daar aan die ander kant tot hier by ons landjie kom ry het. Want daar's mense wat grense toets. Maar daar's ook mense wat gemaklik is met grense en gemaklik is om binne in grense te leef. En ons moet dit verstaan met ons kinders en God verstaan dit ook met jou en my. So wanneer ons soms grense kry, wanneer God vir ons rigting gee, wanneer 'n reël neergelê word, is ons nie altyd gemaklik met die reël nie. Is dit nie so nie? As jy 'n tiener is, né? Nee, kom ons los die tieners. OK. As jy 'n mens is, die kinders is in die skool hier langs aan. OK. As jy 'n mens is, né? As jy nou gaan terugdink nou voordat jy getroud is. Dis nou lank terug vir party. OK? So gaan gou soontoe. En dink gou nou, as jy nou gaan die opsitkers opsit, saam met jou meisie, of jou ouetjie, en die opsitkers brand 'n bietjie, en julle hou handjies vas. En dan sit jy jou armpie so op die leuning van die rugbankie. Jy weet mos nou hoe werk die hele proses. En dan tik jy so aan die skouer naderhand, jy weet. Dit is mos daai hele so naderhand te sê, en dan as dit nou lank genoeg aangaan, dan gryp ons mekaar. Het julle dit ook gedoen? Ek wil net gou seker maak. As ek besig om goed hier te vertel wat nou heeltemal buite kan die normale mense is. Het julle ook 'n bietjie gevry?
Julle lag net. Kyk hier so julle party van julle raak bloedrooi. Okay, nee, ek verstaan. Ek weet, julle het. Maar luister gou binne in daai oomblik. Binne in die oomblik wanneer die hormone oorneem. Julle weet waar ons nou is. Wanneer die hormone oorneem. En jy lankal nie meer die alarmklokke hoor nie. En daar kom 'n klein stil stemmetjie binnekant wat vir jou sê, seun, hier is nie die pad wat 'n man loop nie. Dan moet jy daai ding hanteer nou. Ons is nie altyd gemaklik met God se nee in ons lewens nie. Ons is ook nie altyd gemaklik met sy ja in ons lewens nie. Ons is nie altyd gemaklik met die rigting wat die woord gee nie. Jy moet dit hanteer. Sort jouself uit en kom in lyn met die wil van Vader. Want dis wat hy doen. Hy gee vir jou en my rigting. En 'n vader is 'n vader. Dis wat 'n vader is. En sy rol is 'n vader. Want dit is wat hy is. As ek na my vader toe draai, en ek sê vir hom, Vader, ek het nie vandag hulp nodig nie. Maar ek het U nodig. Ek het vandag 'n pa nodig, wat 'n bietjie met my kom praat. By wie ek net kan sit en, ek hoef nie baie te sê nie. Maar ek weet U's hier. Ek het so 'n pa nodig vandag. 'n Een wat is. 'n Een wat hier is. En ek is doodseker jy het al so gevoel. En miskien het jy 'n baie goeie verhouding met jou eie pa gehad op hierdie aarde. En daai pa van jou is nie meer saam met ons op hierdie aarde nie. En jy het al baie keer gewens, ek wens net ek kan net 'n bietjie met hom sit en gesels. Of 'n koffie saam met hom drink. Of maar net so 'n bietjie, net so 'n bietjie chat. Jy sien, dis wie Vader is. Dis wat hy is. Hy's 'n vader, hy's 'n pa. En hy wil by jou wees. Dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor die pa en kind verhouding. Dis 'n ontsaglike belangrike verhouding. Dis 'n magnifieke verhouding. Die verhouding soos Jesus met Vader het. Hy sê, Vader, ek is in U en U is in my. Ek doen nie my eie goed nie, ek doen wat U vir my sê. My woorde kom van U af. Ek is absoluut U navolger, Vader. Absoluut, want U is die volmaakte. Hoe kan ek U nie wil volg nie? Jesus sê vir sy disippels, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. So, hoe kan ek nie wil wees soos my Vader nie? Hoe kan ek nie so wil wees soos my Vader in die hemel nie, want hy is die volmaakte Vader. En is met daai volmaakte Vader wat ek en jy in 'n verhouding mee staan. Kyk, ons aardse pas, ons maak lekker droog. Ons is gebroke mense. En dan was in my eie lewe tye wat ek net vir gesê het, man, ek sal nooit soos my pa optree nie. Ek sal nooit dit doen wat hy nou gedoen het nie. Maar weet jy wat, vir elke oomblik en elke sekonde kan ek sê, Here, ek sal doen, Vader, ek sal doen wat U vir my sê, ek sal doen soos U sê, want U is volmaak. Soos wat Jesus in hom was, so kan ek en jy in hom wees. En in die aardse, op die aardse vlak, het gaan oor, wat is ek vir my kind? Watter rol speel ek as vader vir my kind, my eie kind? En dit gaan oor intimiteit. Dit skep intimiteit, dit skep vrede. Maar as jy weet, my pa het my. Weet, hy het my. Dan is daar vrede in jou hart. As hierdie great verhouding, en soos daai ou James in die begin gesê het, ek het niks. I've got nothing to go back to. Ek het nie 'n padkaart nie.
En baie keer sit ons en ons kyk na ons pas en sê ek het nie 'n padkaart nie, maar daar's 'n Vader in die hemel. En in jou verhouding met hom is daar intimiteit en vrede en ek kan daar leef. En as ek nie dit het nie, dan is ek verlore. Ek is verlore, jy's rigtingloos. En ons reaksie moet net eenvoudig wees. Geniet dit. Geniet jou verhouding met jou pa, met Vader wat in die hemel is. Nou, kyk hier, ek moet leef dat my kinders ons verhouding kan geniet. Ek kan onthou ek het eendag vir my pa gesê, pa, jou dogter is nie verantwoordelik vir julle verhouding nie, jy's die groot mens. Jy's verantwoordelik vir die verhouding. Wat jy insit is wat jy uitkry. So wat ons insit is wat ons uitkry. Wat jy insit in jou verhouding met jou kind is wat jy uitkry. En jy's die volwassene. En jy moet daai verhouding so maak dat jou kind dit kan geniet. En dis wat Vader doen met jou en my. Jy sien, maar omdat ons nie 'n verwysingsraamwerk, baie van ons nie 'n verwysingsraamwerk wat 'n plekkie toe kan gaan waar ek kan sê ek het my verhouding met my pa geniet. Ons het dit nie. Daarom is ons nie op 'n plek waar ons na ons hemelse Vader kyk en sê ek kan hierdie verhouding geniet. Ons is net nie daar nie. En is nie omdat Vader nie dit wil nie. Dis nie omdat Jesus sê, kyk hier is my pa, hande af nie. Inteendeel, hy nooi ons in daai verhouding in. Ja, Jesus wil reeds sê dat jou en my verhouding met ons hemelse Vader die mees magnifiekste verhouding sal wees wat ons kan hê. Want hy het dit en hy weet wat dit beteken vir hom. En omdat hy ons lief het, deel hy daai verhouding met sy Vader, met ons Vader, deel hy met ons. En hy wil hê jy moet daar leef. Charles Stanley skryf die volgende, he says, our Heavenly Father understands our disappointment, suffering, our pain, our fear and doubt. He's always there to encourage our hearts and to help us understand that He is sufficient for all our needs. When I accepted this as an absolute truth in my life, I found that my worrying stopped. Ons moet op die plek kom waar ons net weer ons Vader geniet. Net weer op daai plekkie kom waar ons kan lewe. Nou broer en suster, kyk gou saam, hierdie is 'n proses. Dit begin nie onder voorsiener. Dis waar almal van ons begin as kind, né? My pa se voorsiener. Kyk, 'n klein babietjie het nie 'n saak met sy pa nie. Het julle dit al gesien? Jy kan met jou pa wees, maar as die ma inkom. Dis so. Hoekom? Okay, kom ons los, ek gaan net verduidelik hoekom. Okay. Dis maar net so. So hulle verstaan nie eens pa's voorsiener nie, maar dis wat pa doen. Pa is die voorsiener. As hulle 'n bietjie ouer is, verstaan hulle al. Pa's voorsiener, hy is die een wat vir ons help. Weet julle wat is van my so jammer, dat wanneer 'n aardse pa dit as sy enigste rol sien. Voorsiener, ek is die voorsiener. En weet jy wat is nog meer jammer? Wanneer ek en jy na ons Vader kyk, en al wat hy is, my voorsiener. Here, gee vir my hierdie. Here, maak hierdie deur oop. Here, dit is te koud, ek soek dit 'n bietjie warmer. Here, dit reën te veel, ek soek 'n bietjie minder reën. Here, dit reën te min, ek soek 'n bietjie meer reën. Here, hy doen hierdie. Here, doen daai. O ja, hy is die voorsiener. Maar jy's arm.
As dit al is wat jou Vader vir jou is. Net soos wat jy in die vlees arm is, as dit alles wat jou pa is. En weet julle wat, in vandag se lewende is voorsiener die hoofding in mense se koppe. Ek moet voorsien. Daarom is ek bereid om 6 maande in 'n jaar weg te wees van my huis af, sodat ek kan voorsien. En jy's 'n afwesige pa. As ons 'n klein bietjie ouer word, soos wat jou kind ouer word, dan word jy vir jou kind ook 'n rigter. So jy's nie net voorsiener nie. Jy's besig om hom te rig. Jy's besig om stadig aan vir hom te leer. Ons hou nogal van die leerding. Hoekom hou ons daarvan om ons kinders te leer? Kom ons gaan terug, bietjie reverse gou-gou. Hoekom begin ons so vroeg al ons kinders leer? Terwyl hulle eintlik veronderstel is om nog te speel. Hoekom leer ons hulle? Jy sien dit werk so. As Sunny se ma, miskien moet ek nie name gee nie. As kom ons hou maar Sunny. As Sunny se ma by my kom en vir my sê, Sunny tel al tot by 3. Dan roep ek vir Boetie en sê, Boetie, kom gou hierso. Tel vir ons tot by 7. En Boetie gaan 1, 2, 5, 7. Maar ons is so beïndruk daarmee, want hy is beter as Sunny. O ja, nou moet ons en dis nie verkeerd om jou kind te leer nie, asseblief, want nou nie ek sê ons moet nie kinders leer nie. Ons moet ons kinders leer, ons moet ons kinders opvoed. Maar dis nie alwaaroor die lewe gaan nie. Jy is nie net 'n rigter nie. Rigter bring orde, rigting help ons. Dis wat dit doen. Ons het rigters nodig. Ons het Vader se rigting in ons lewens nodig. Broer en suster, as ek en jy dit nie het nie, is hierdie lewe vir ons nag. As ek lewe soos wat ek wil, gaan jy dit nie maak nie. Dis hoekom God reëls daar het en rigting vir ons gee. Sê dis wat ons moet leef. Maar ons moet uitkom by 'n plekkie waar my kind na my kan kyk en sê maar hierdie is my pa. Nie omdat ek voorsien nie. Nie omdat ek vir hom rigting gee nie. Maar omdat ek is. Ek is sy pa. Ek is haar pa. Dat iemand na jou kan kyk en sê, is net lekker. Ek hoef nie baie te doen nie, ek kan net daar sit. En as tye wanneer hy saam met my speel, en tye wanneer hy saam met my goeders doen, tye wanneer hy lag is saam met my, tye wanneer hy ernstig is saam met my, broer en suster, en as ek en jy dit bou, wanneer ons kinders groot is, dan kom hulle nog steeds na jou toe, want jy is hulle pa. En jou dogter het dalk 'n ander voorsiener nou in haar lewe, wat haar eie man is. En sy het haar eie rigting, want haar lewe kry eie rigting, maar jy bly altyd 'n pa. Man, jy bly altyd 'n vader. So in ons aardse dis so jammer dat ons soms ons is voorsiener en ons is rigtinggewer. Ons voorsien vir ons kinders en ons sê links en regs, doen so, moenie so doen nie, gaan daartoe bly hierso, ek het die reëls neergelê, daar sy, en nou is ek afwesig, ek het my job gedoen, ek voorsien, jy het kos op die tafel, jy het huis om in te bly, jy het klere om aan te trek, jy weet wat om te doen, wat om nie te doen nie, as jy dit nie doen nie, weet jy wat jy kry, so, jy is uitgesorteer. Wees asseblief 'n pa! Wees net 'n doodgewone pa ook. En weet jy wat? Ons steek so baie keer vas by Vader is ons voorsiener. Vader is die een wat vir my sê links, regs, wat ook al, en ek sit die hele tyd met hierdie vrees en bewing. Die Here sit daar met sy sambokkie en hy wag net tot ek verkeerd doen sodat hy my pak slaag kan gee. Maar dis nie wie my Vader is nie. Hy's 'n Vader wat 'n intense, intieme, persoonlike verhouding met jou wil hê. Iemand by wie jy kan gaan sit
en net sit en kind wees. Net by hom gaan kind wees, man. En dis wie hy is, my Vader. Ons hemelse Vader. Ons het al drie hierdie rolle nodig in ons lewens. En jy het nodig om al drie hierdie rolle te speel in jou kind se lewe. In Johannes 4 vers 16 sê ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. Hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hy het jou lief met 'n volkomme liefde. Broer en suster, jy weet, dis sad in die lewe. Kyk, kom ons los die sad deel van die lewe. Ek het 'n Vader. Ek het 'n Vader. En weet jy wat? As ek bewus word van hom, then I understand one thing. My Father, He wants to enjoy me. My Vader, hy wil my geniet. Want hy het vir my gesê, jy is my seun. En jy kan dit geniet, want hy sê vir jou, jy is my dogter. I just want to enjoy you. Ek wil jou net geniet. Dis die Vader vol liefde. Daar's tye wanneer ek 'n voorsiener nodig het. O ja, daar's tye wanneer ek 'n rigter nodig het, nogal redelik baie. Maar weet jy wat, nee? Ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar. Ek het ook net 'n pa. Net 'n Vader. Wie wat die beste van alles? Hy wil vir jou 'n Vader wees. Hy wil vir jou 'n Vader wees. En jy kan kies om te sê, Vader, ek wil u kind wees. Jy kan kies. Jou keuse. Want jy kan nie jou aardse pa kies nie. Ongelukkig nie. Maar jy kan Vader kies. En hy staan oop met sy arms en sê, hey, ek wil jou net geniet, my kind. Kom hier so. Ek wil jou net geniet. Het jy 'n pa nodig? Jy 'n Vader nodig? Volmaakte Vader in die hemel. Hy sê, ek wil graag jou Vader wees. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Abba Vader, my Vader, ons Vader. Jesus, dankie dat U nie net vir ons verlossing en redding en vryspraak kom gee het nie, maar dat U vir ons 'n Vader kom gee het. Dat U die deur oopgemaak het vir 'n intieme, persoonlike verhouding met Vader. Met Abba Vader. U dit vir ons kom moontlik maak. U het ons kom innooi in daai verhouding in en het dit moontlik gemaak vir ons om in daai verhouding te staan. Dankie daarvoor.
Dankie daarvoor. Ek eer U daarvoor. Broer en suster, ek wil vanoggend saam met jou bid. Daar is so baie goed waarvoor ek wil bid. Miskien sit jy vanoggend hier, en jy's 'n pa, en jy weet, jy het droog gemaak. Jy moet gaan regmaak, en dit uitsorteer, terwyl jy nog tyd het om dit te doen. Gaan herstel daai verhouding, is jou verantwoordelikheid. Dis die eerste ding. Die tweede ding, jy sit dalk hier en jy sê, soos James Brooks aan die begin gesê het, ek het geen verwysingsraamwerk, want ek het nooit 'n pa gehad. Nou maak nie saak wat die redes is nie. Jy sê net, ek weet nie. Ek weet nie hoe nie, maar jy het 'n Vader in die hemel. Die perfekte Vader wat jou help, en lei en rig, en sal help en lei en rig. So jy het iemand na wie toe jy kan draai. En miskien sit jy hier, en jy sê vir jouself, Here, ek ken nie as voorsiener, ek ken nie as my rigter, maar ek ken nie as 'n Vader. En ek wil U graag op daai vlak leer ken. In intiem persoonlik. Ek wil graag saam met jou bid. En as jy dit volgende van die Here wil sê, maak nie saak wat jy vir hom wil sê nie, hy weet, hy verstaan. Ek wil net bid dat ons verhouding met Vader sal reg wees en hy het gesorteer wees. En ook ons verhoudings met ons aardse paas, en as jy 'n pa is, jou verhouding met jou kinders. Sommer maar die hele pakket. As jy wil ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete. Sê net, Here, ek kom na U toe, Vader. Ek het U nodig vandag. Sê eenvoudige uitnodiging, staan gou op jou voete, as jy wil ek moet saam met jou bid. Here, hier is ek kom gee my lewe vir U. Ek het U nodig, Vader. Ek het herstel nodig, ek het uitkoms nodig, ek het 'n intieme verhouding nodig. Ek wil U leer ken soos nog nooit van tevore. Miskien sit jy hier en jy moet vergifnis gee vir 'n afwesige pa. Dan moet jy dit ook doen. Net sê, Here, ek vergewe. Ek spreek vry. Vader, U sien elkeen van hierdie mense wat voor U staan. Dankie dat U in ons harte inspreek en ons help. Dankie dat ons gefokus na U toe kan draai, ons hemelse Vader. Vader, U ken elke hart. U ken elke hartsversigtiging. U weet presies wat dit is wat hulle vra, wat dit is wat hulle sê in hierdie oomblik. Miskien moet hulle vergifnis ontvang. Is daar iets wat moet reggemaak word? Miskien is daar iets wat moet vergifnis wat gegee moet word. Miskien, Here, net 'n verlange na intieme persoonlike verhouding met Vader. Dankie, Here, dat U met oop arms staan en elkeen net toevou en vir hulle Vader kom wees. Here, waar U moet voorsien, voorsien U. Waar U moet rigting gee, gee U rigting. En ek weet waar U net 'n Vader is, daar is U net Vader. U kom staan maar net stil, maak toe en vou toe. En dankie vir U liefde. 'n Liefde wat deur ons spoel. 'n Liefde wat ons volmaak. 'n Liefde wat ons so magnifieke liefde. Dankie vir U liefde, Vader. Ons gee aan U die eer. Ons gee aan U die lof en die aanbidding. In Jesus se wonderlike en lieflike naam bid ons dit. Amen.